Hoor is 'n wonderlike voorreg vir my om saam met Paul van Rooyen hier by Nampo te kan kuier. Paul, is wonderlik om hier te stap en te besef landbou se dinamika vat Suid-Afrika vorentoe. En elke rolspeler wat 'n verskil maak in die landbouomgewing vir meer effektiwiteit en natuurlik op die einde winsgewendheid. Want dit is wat saak maak dat 'n boer kan aanhou boer. Het ons die grootste waardering en dit is vir ons wonderlik om vandag hier by julle stalletjie 'n draai te maak. AgriBoost. Praat met my, Paul. AgriBoost. Praat met my. Wat is dit? Waaroor gaan dit? Wat doen julle? Benny, ja. Ek kan vir jou sê, ons het my persoonlike droom is om te kan bewys dat ons goedkoper en meer volhoubaar kan boer. In 'n neute dop. Dis 'n volle organiese produk, maar ek is nie 'n groenkop nie, in die sin van dat ek teen chemiese kunsmiste en die tipe van goed het nie. Alles het sy plek. Ek was jare in daai mark. Ons produseer die produk hoofsaaklik uit bloedmeel, beenmeel en kelp, seewier uit. Maar die hoofbestanddeel daarin is bloedmeel. En ek noem dit juis as bloedmeel, want ons moet volgens wet eers 'n meel maak van die bloed voor ons iets verder met hom mag doen. Dit is maar net 'n wetgewing. Dit is die behandeling van bloed. Mens kan nie ongesteriliseerde bloed net meer werk nie. So wat in 'n neutedop hier gebeur is, bloedmeel is 95% proteïen. Okay, so dis 'n geweldige hoë proteïen. Nou soos wat almal weet, proteïen bestaan uit 20 vrye aminosure wat die boustene daarvan is. Hulle sit aan mekaar vas. Okay. Ons hidroliseer dan daai biologies, daai proteïene af na vrye aminosure toe. So dis die los eenhede van proteïene. Okay. Nou 'n plant kan daardie aminosure self maak. Hy kan. Okay. Maar nou gee ons dit vir hom. Hy hoef dit nie te gaan maak nie. 'n belangrike, so 'n plant sal dit in normale omstandighede self maak. Okay? Dan koppel hy dit weer fisies aan mekaar om proteïen te maak. Waarvan 'n belangrike proteïen in 'n plant is die chlorofill, die groen in die blaar. Daar waar fotosintese plaasvind. Nou gee ons vir hom daardie aminosure, maar dis nie sintetiese aminosure nie, dis natuurlik. Dit kom van natuurlike bron af. So wat eintlik basies dan hier gebeur is, die plant se chlorofill word meer in die blaar. Wat ek regdeur raak sien is dat die blare word sommer groter ook om meer plek te maak vir die hoeveelheid chlorofill. So outomaties word die fotosintese, as daar meer chlorofill is daar meer fotosintese en ons weet almal uit fotosintese kom daar suikers en koolhidrate. Maar fotosintese vat koolstofdioksied uit die lug uit en hy skei dan mos nou weer suurstof af. Dis hoekom almal sê as daar nie bome is nie, gaan daar ook nie mense en diere wees nie. So as fotosintese hoog is daar baie suiker. Okay, hoe meer suiker daar is, hoe groter wortelstelsel gaan jy hê. Dit is bewys. As daar baie suiker is en is 'n vrugdraande plant, is daar mos nou meer suiker en koolhidrate om na die vrugte toe te gaan. So jy gaan of groter of meer of soeter of meer gesonder vrugte hê. As daar baie suiker, 'n derde belangrike
belangrike ding is, as daar baie suiker in 'n plant is hy meer weerstandbiedend teen wurms en goggas, want wurms en goggas het nie 'n pankreas nie. So, hulle is eintlik diabetes. So as hy aan die blaar begin vreet of aan die wortel, dan word hy siek. So jou plant gaan meer weerstand teen daai tipe van goed hê. En dan, die mees belangrikste hierso is, as die suiker regtig hoog is, begin die plant die suiker deur die wortels in die grond inskei. En nou is ons besig om koolstof uit die lug uit weer op 'n normale manier in ons gronde te gaan insit, want suiker is koolstof. En sodra dit ook gebeur, begin jy die mikrolewe rondom jou plant stimuleer, want hulle leef weer op daai suiker. En dan begin die simbiose tussen mikroorganismes en die plant weer, want 'n plant het nie 'n maag nie. Die mikroorganismes is sy maag. En so eintlik waarmee ons boer, is eintlik met lig. As ons, en dis die enigste manier hoe ons dink ek koste-effektief, weer koolstof, want ons weet almal, ons koolstof footprint is nie meer in ons gronde nie, dis in die lug, dis 'n wêreldwyd, ek bedoel, hierdie hele ding van global warming en so voort. Hoe gaan ons daai koolstof wat veronderstel is om in die grond te wees, weer insit? En ek voel dis fotosintese, groot wortelstelsels, mikrolewe. En nog 'n ding, 'n gesonde plant het obviously 'n gesonde immuunstelsel ook. Daar's 2 immuunstelsels. Net soos ons weet, 'n gesonde mens het 'n beter weerstand teen 'n siekte. En ons kry dit reg deur, veral op groentes. In die lig daarvan, en Paul, weet jy, ek wil net vir jou sê, jy het vir my nou 'n wonderlike biologieles hier gegee, gaan met hierdie materiaal baie geld maak. Ek gaan vir elke matriekleerling sê, hier verstaan jy nou die proses, want baie dankie vir 'n simplistiese uiteensetting van hierdie proses, maar dit is bitter belangrik. As ons dit vir mekaar sê, die toediening van hierdie spesifieke produk, is dit meer gefokus op groentes of op enige gewas? OK, op enige gewas, want 'n plant bly 'n plant. En hierdie tipe van wat daar gebeur, soos wat ek nou verduidelik het, gebeur maar in, jy weet, of dit nou 'n spinasie is, wat nie 'n vrug maak nie, gaan hy anyway nou 'n groter blaar maak, wat groener is en dikker is, en dit is wat jy daar wil hê. So hy werk op groente, vrugte, graangewasse, ek bedoel sojas, peulgewasse, ongelooflike resultate, lucerne, ongelooflike resultate. En ons kry dat die lucerne se gehalte beter word. Die proteïene gaan op in lucerne. Ek het 'n druiwe. Dit en ek sê weer, ons het boere wat organies boer, want hulle moet organiese vrugte en groente en goed lewer. Maar dis 'n klein persentasie op hierdie stadium van ons kliënte basis. Ons hoofkliënte is nog steeds kommersiële boere, maar wat ons begin reg kry is dat hulle minder chemiese kunsmiste kan begin gee in kombinasie met hierdie. En daar's 'n plek vir chemiese kunsmiste. Ek is glad nie teen dit nie. 'n Kombinasie werk regtig ongelooflik goed. As jy dit sê, van wat se navorsing praat ons om juist dit te bewys ten opsigte van die toediening van dit? Ek wil ook die vraag aansluitend vra ten opsigte van bome soos vrugtebome, neute, op almal van hulle het hy 'n positiewe invloed op die lot. Ja. Maar dan navorsing om te kan sê, ja, dit is jou verhoudings, dit is jou goed. Is daar bepaalde navorsing gedoen
wat wesenlik bewys dat jy vir die boer kan sê, hier is jou syfers, dit maak die verskil, of moet elke boer sy eie navorsing gaan doen? Okay. Ons het al 'n proefboek saamgestel en ons maak hom nog steeds elke seisoen al hoe groter. Goed. Op verskillende gewasse waar ons kontroles het en dan verskillende dit so ons is besig om daai boek nou nog groter te maak, maar ons het so 'n proefboek. Maar 90% van dit wat ek net nou hier gesê het, is eintlik al wêreldbewys. Ja. In scholarship tipe artikels. Jy weet, ek bedoel daar's al ek het sit met scholarships waar hulle na koring en mielies gaan kyk het, na waar hulle van hierdie tipe organiese goed inbring en dan net gaan kyk het na die gewig van die sade. En daar's 'n verskil. Dit word swaarder. En ek sien dit. Ek sien dit met ek bedoel ons het sojabone dieselfde hoeveelheid pele gepluk van die kontrole af en hier en dan weeg ons dit en dan weeg dit meer. So jou gewig, vrugte ook, groente ook. So ja, ons gaan maar nog die hele tyd aan met proewe en ek dink dit sal seker nooit stop nie. Want jy weet hierdie jaar sal ons van hierdie gewasse doen en van volgende jaar van daai. Maar die regtig intensiewe bewyse van die goed is eintlik al gedoen. Hierdie produk, van wanneer af bestaan hy? Wanneer het hy sy ontstaan gehad en is dit 'n internasionale produk? Nee, is 'n Suid-Afrikaanse ding, hy word net hierso gemaak. Goed. En wanneer het hy sy ontstaan te danke gehad? Wanneer het hy begin? Hy het eintlik ons het hom om fisies ontwikkel, toe het ons eintlik niks daarmee gedoen nie. En toe het ons hom eintlik eers hier in 2020 regtig begin, hoe kan ek sê, launch. Ja, toegepas in En die so praktyk. ons is van 2020 af kan 'n ou nou sê regtig aktief besig. En dit is vir my nog steeds soms heeltemal ek het sekere goed wat ek van dit al weet en verstaan, maar ek dink ons mensdom weet nie altyd van die natuur nog alles nie. Nee, dis baie waar daai ding. Dit is groter as groot en dit is nie ons nie. Die toediening van dit, is dit gecompliseerd? Hoe dien jy dit toe? Wat is jou manier van dit en wat Okay. is die volume, die omvang, die hele toedieningsproses rondom dit? Wat behels dit? Kom ons gesels gou-gou oor volumes. Volumes, ek het nie 'n standaard volume wat jy moet gee nie, want ek hanteer 'n boer heeltemal individueel. Ons kyk na, so ek sê nie gee reg deur die bank 'n 10 liter 'n hektaar nie. Dit gaan vir my oor, wil die boer dit net as sê nou maar 'n booster gee, dan gaan dit minder wees. Wil die boer van sy kunsmis en goed bietjie minder maak, dan gaan hy ou bietjie meer gee. So ek werk nie op daai van 25 liter of 10 liter 'n hektaar standaard reg deur die bank nie. Ons hanteer 'n boer heeltemal individueel. Dis 'n vloeistof, so jy kan hom of met 'n trekker spuit of deur 'n pivot sit, 'n spulpunt. Ja. Die beste resultate wat ons kry, want hy's 'n blaarvoeding en 'n wortelvoeding, is om hom op die saad in die voorook neer te gaan sit, saam met jou plant. En jy kan hom daar saam met jou chemiese kunsmis neersit. So as jy byvoorbeeld 'n tank agter op jou planter het en jy sit 'n squeeze pomp net met pypies en jy sit hom net neer. Sê nou maar 'n 10 liter as 'n pop-up. En daarna kan jy spuit. Groenteouens gee dit somme deur hulle dripperstelsels ook. En jy kan hom meer as een keer toedien. Hulle dien hom, groenteouens gee 'n weekliks. So baie. Ek glo daaraan
aan spoon feeding. Ek weet altyd op 'n droë land, families en sojas is dit nie so maklik nie, maar op 'n spulpunte is my voorstel altyd bietjie. Ja. En groente ook. So ons gee aanhoudend maar 'n bietjie. Al koste gewys, want ek dink 'n mens moet dit altyd gaan bereken ten opsigte van waarvan praat ons dit vir die boer in die sak. Ja. Koste gewys is, hy werk uit jou hier op R36 'n liter. So as jy na Lucerne toediening het ons is standaard. Ons gee 10 liter 'n hektaar per snysel. So dis 10 liter basies per maand. So dit werk jou R360 'n hektaar dan daai. Sojas, soos wat ek net nou gesê het, ons het nie in hierdie goed alles is standaard nie, maar in die standaard soja toediening is 30 liter. 10 liter in die voor, 10 liter net voor blom en 10 liter net na blom. So dis 30 liter, so dit werk uit hier by R1000, 'n bietjie meer as R1000 'n hektaar. Mens kan lank oor hierdie goed praat. Ek wil sê baie dankie, dis baie interessant, maar ek wil tog veel vrae gee vir my nog in so 1 minuut. Daai motivering, hoekom moet 'n boer hierna uitreik? Vir my die belangrikste is hoekom 'n boer hiernatoe moet begin kyk. Daar's 'n wêreldwyd is die finansiële goed agter boerdery begin die insetkoste se grafiek, die winste uit boerdery verbysteek. Ons gaan moet begin na ander alternatiewe kyk. En die rede wat ek voel as 'n persoon, hoekom gebeur dit? Hoekom begin daai grafiek so maak? Is omdat ons gronde is moeg. En ons gaan weer moet boogrond begin te opbou om daai grafiek se probleem. Maar nou gooi ons al hoe meer en al hoe meer, ons moet al hoe meer gee omdat ons soveel meer verloor. So ons gaan moet begin en dis 'n wêreldwye ding. Ek het al na konferensies wat in die buiteland gehou was geluister en dit is 'n wêreldwye probleem. Ons gaan moet daarna begin kyk en dit is waar hierdie no-tilling, cover crops en daai goed speel ook 'n deel daarvan. Paul, ek wil vir jou sê baie dankie en ek wil vandag vir ons boere sê dat kennis en inligting is vandag die data, is die goud. Dis die keusemakingsproses wat elke boer moet deurgaan. En daarom wil ons vir boere sê, boere, dit is die soort van goed wat vandag gedoen moet word, wat ons dan moet gaan kyk. En ek wil vir boere pleit dat julle in julle eie reg ook julle eie navorsing gaan doen. Begin met 'n proef. Gaan kyk in hoe mate werk dit. Kry jou eie kontrolegroep en kyk in hoe mate dit by jou 'n verskil kan maak, want dit is bekostigbaar. En as dit by jou die verskil maak, dan kan jy rondom dit ook in jou toestande verder uitbrei om seker te maak dat jy iets soos AgriBoost as deel van jou boerdery bestuursprogram inskakel om jou winsgewendheid op die einde van die dag ook te verbeter, want dit is op die einde van die dag wat jou gaan toets vir volhoubaarheid. Ek wil vandag sê, Paul van Rooyen, baie dankie vir hierdie inset en hierdie is baie interessant en boere, gryp dit aan. Kom ons gaan bou die toekoms, want die belangrikheid van landbou met kommersiële boere wat vir die mark kos produseer, is die grootste stabiliserende faktor in hierdie land. Ons mag dit nie verloor nie. En boere het elkeen die verantwoordelikheid om binne in sy plaasgrense die verskil te gaan maak om te sê, ek sorg dat ek winsgewend is. Hierdie is die aspekte wat nou tafel toe gekom het. Kom ons gryp dit aan. Paul, baie dankie hoor. Ek is ongelooflik dankbaar dat ek hierso kon wees en ek wil net nog een klein dingetjie sê. Die kwaliteit van ons kos wat ons produseer moet ook 'n rol speel, nie net die hoeveelheid nie. So waar. Bekostigbaar, gesond genoeg. Dis baie belangrik. Baie dankie Paul. Sterkte vir julle en ons sê baie dankie vir almal. Baie dankie.